Hallo daar. Nou, het jy al ooit gedink, "Sjoe, ek het daai groot probleem opgelos," net om agter te kom daar's 'n nog groter een wat om die draai loer? Wel, dis presies wat in ons storie uit die boek Ester gebeur. Kom ons duik sommer dadelik in en hoor van 'n wet wat lewe gebring het. So hier is die groot vraag vir vandag. In die storie tot nou is die groot slegte ou Haman uiteindelik uit die prentjie. So almal moet mos nou juig, reg? Maar Ester is steeds vreeslik hartseer. Sy huil voor die koning. Hoekom? Wat is fout? Kom ons kyk. Goed, so kom ons begin by die goeie nuus. Die groot skurk van die storie, Haman, is weg. Jep, hy is gestop. Hy wat al God se mense wou seermaak, is nie meer 'n probleem nie. Almal kon uiteindelik 'n bietjie asemhaal en dink die gevaar is verby. En wag, dit word nog beter. Die koning gee vir Ester sommer Haman se hele huis en haar oom Mordegai, hy kry die koning se superbelangrike ring. Dis amper soos om die hoofsleutel vir die hele paleis te kry. Alles lyk nou perfek, nê? Dit voel of die storie hier kan eindig. Maar hier kom die groot maar. Al is die skurk weg, is sy aaklige plan nog springlewendig. Daar is 'n reuse, gevaarlike probleem wat nog oorbly en dit tik soos 'n tydbom. Kom ons kyk bietjie hierna. Aan die een kant is daar goeie goed. Haman is weg en Mordegai het nou mag. Fantasties. Maar kyk na die ander kant. Haman se wet wat sê al die Jode moet doodgemaak word. Daai wet is nog daar en niemand kon dit verander nie. So al was die skurk weg, was die vrees nog springlewendig. En hier is hoekom. Daardie tyd was daar 'n reël. As die koning 'n wet maak, bly daai wet vir ewig. Niemand kon dit ooit verander nie. Dink bietjie daaroor. Selfs die koning was vasgevang deur sy eie reëls. So wat sou jy doen? Dink gou saam met my. As jy die koning was, hoe sou jy die mense red sonder om jou eie onbreekbare wet te breek? Dis 'n regte kopkrapper, né? Dit klink onmoontlik. Maar toe kry die koning 'n briljante idee. Hy kan nie die ou slegte wet uitvee nie, nee, maar hy kan iets heeltemal anders doen. Hy kan 'n splinternuwe, baie beter wet maak. En hier is die plan, stap vir stap. Eerstens, Mordegai kry die werk om 'n splinternuwe wet te skryf. Tweedens, daai wet gee die Jode die reg om terug te veg en hulself te beskerm. En stap 3, die beste deel, dit gee hulle die reg om te lewe. En net so met een nuwe wet het al daai vrees in hoop verander. En dis die slimste deel van die hele plan. Die eerste slegte wet wat dood sê, word nie weggevat nie. Dit is nog steeds daar. Maar 'n tweede, kragtiger wet wat lewe sê, kom bo oor dit. En die wet van lewe wen. 'n Goeie plan help natuurlik niks as niemand daarvan weet nie, né? Hierdie wonderlike nuus van lewe moes so vinnig as moontlik by almal uitkom. Hulle het nie baie tyd gehad nie. En hulle het nie tyd gemors nie. Dink jy aan, hardlopers op die vinnigste perde in die koninkryk is uitgestuur. Vroom! Hulle is aangejaag deur die koning se bevel. Hoekom was almal so haastig? Want as die mense nie hierdie goeie nuus kry nie, sou hulle in vrees wegkruip en nie eers weet dat hulle gered is nie. Daai boodskap was letterlik 'n saak van lewe en dood. En toe daardie goeie nuus aankom, het alles verander. Trane het in 'n partytjie verander. En hierdie ongelooflike storie wys vir ons so 'n mooi prentjie van God se groter storie. Kyk net hierna. Voor die nuwe wet was daar rou en trane, vrees en 'n doodsvonnis. Maar na die nuwe wet was daar skielik vreugde, hoop en lewe. Dis soos om van die donkerste, koudste nag na die helderste, warmste sonskynoggend te stap. Wat 'n verskil. En weet jy, hierdie hele storie van Ester is soos 'n klein venstertjie wat vir ons iets wys van 'n nog groter, nog beter storie. Die goeie nuus van Jesus. Dit is eintlik baie eenvoudig. In Ester se storie het daai eerste wet dood beteken. In God se groot storie wys sy wet, sy reëls vir ons dat ons foute maak en 'n redder nodig het, maar net soos die koning se tweede wet lewe gebring het, so bring die goeie nuus oor Jesus vir ons 'n splinternuwe lewe. En dit leer ons van 'n baie spesiale woord, genade. Dink so daaroor. Die Jode kon absoluut niks doen om hulle self van daai eerste wet te red nie. Die redding moes van buite afkom. Dit was 'n geskenk van die koning. Net so kom ons redding ook as 'n gratis geskenk van God. Dis nie iets wat ons kan verdien nie. Hy gee dit net omdat hy ons liefhet. Dis genade. So, net soos daai hardlopers in die storie uitgestuur is om die goeie nuus te deel, so is ons ook boodskappers. En dis my vraag vir jou vandag. Watter goeie nuus, watter stukkie hoop of lewe kan jy vandag met iemand anders gaan deel?